Dankie dat jy vandag tyd maak om stil te word en tyd te spandeer saam met die Here. Dit is wonderlik dat jy 'n gewoonte kan kweek om dieper te groei in jou verhouding met die Here. Sluit jou oë en sien jou hemelse Vader by jou. Wat sien jy? Wat sê die Here se postuur? Wat is die uitdrukking op sy gesig wat jy sien? Wat sê sy lyfstaal? Met hierdie prentjie in gedagte wil ek nou vir jou Psalm 145 vers 8 lees. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Kom ons lees dit weer. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Met jou oë steeds gesluit, kom ons gaan terug na daai prentjie toe wat jy het van die Here. Wil jy nie toelaat dat Psalm 145 ook deel word van hierdie prentjie nie. Sien die genade wat die Here vir jou het, sien dit in sy oë. Hierdie woord genadig beteken letterlik iemand wat in 'n hoër posisie is, wat barmhartig is aan iemand wat minder belangrik is. In hierdie oomblik is die Here se totale postuur en lyfstaal om vir jou genade en barmhartigheid te bewys. Sien hoe die Here jou toevou met sy barmhartigheid. Wil jy nie 'n oomblik neem in hierdie prentjie van ons hemelse Vader wat vol genade en barmhartigheid is, net inneem nie. Die res van hierdie vers sê lankmoedig en groot van goedertierenheid. Daar's nie 'n tekort by die Here aan sy liefde teenoor jou nie. Sy liefde is lankmoedig teenoor jou. Daar's geen einde aan sy liefde nie. Met hierdie prentjie van die Here in gedagte, neem 'n oomblik en dankie Here dat hy jou hemelse Vader is, 'n perfekte Vader is. Dank hom vir sy lankmoedigheid, sy genade, sy barmhartigheid en sy goedertierenheid. Soms leef ons ook met 'n ander prentjie, 'n idee dat die Here seker al moeg is vir my, dalk het jy al gewonder of jy weet die Here nog enigsins genade en barmhartigheid oor het vir jou. Vandag wil ons laat gaan van daai mensgemaakte prentjie, daai valse prentjie van die Here. Amper wil ek sê daai vrees, die Here wat staan met 'n stok en ons wil straf. Die waarheid is dat Jesus het reeds aan die kruis gesterf. Die voorhangsel is geskeur en dit beteken, ek en jy is in hierdie nuwe verbond, het ons vrye toegang tot ons hemelse Vader. Ons verhouding met hom is herstel en ons kan met vrymoedigheid nou Psalm 145 verklaar wat sê, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Sê nou in hierdie oomblik vir die Here dat jy hierdie valse prentjie van hom wil neerlê en laat gaan en die waarheid in Jesus Christus wil omhels. Praat nou met die Here hieroor. Nou wil ek hê ons moet ons aandag spits op ander mense. Ons wil bid vandag sonder veroordeling, wil ons bid vir ander mense. Meer spesifiek vir ander Christene, wat dalk nog vashou in 'n verkeerde beeld en 'n prentjie van ons hemelse Vader. 'n Beeld van God wat kwaad is en wat ons wil straf. Kom ons bid met barmhartigheid dat die Here ook ander gelowe. Kom ons bid met barmhartigheid dat ander gelowiges ook die Here sal beleef, soos Psalm 145 verklaar. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Kom ons bid dat ander gelowiges 'n ware openbaring sal hê van ons hemelse Vader. Ons hemelse Vader wat sê in 1 Johannes 4 vers 18, volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit, omdat vrees nog met straf behep is. En wie aanhou vrees, het nog nie die volmaakte liefde bemeester nie. Laat ons mekaar ook lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dankie Here dat ons u liefde vandag kan beleef
en ervaar. U liefde, u barmhartigheid, u genade. Here, dit is die bron van ons lewens. Dis vanuit hierdie plek wat ons lewe. Here, help ons om ook hierdie liefde, barmhartigheid en genade uit te leef, sodat ander mense ook u kan sien vir wie u werklik is. In Jesus naam. Amen.